11 Mei. Christus ons volmaakte geestelike voorbeeld, deur die lig van die wêreld te wees. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Johannes 8 vers 12. Dit was oggend. Die son het pas agter die Olyfberg uitgekom, en die strale het verblindend op die marmerpaleis geval, en die goud van die tempelmuur verlig. Jesus het daarna gekyk en gesê, ek is die lig van die wêreld. Deur iemand wat hierdie woorde gehoor het, is hulle lank daarna weergegee in daardie verhewe skriftuur. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Hulle wat deur die waarheid geheilig word, is soos helder skynende ligte, wat aan almal in die huis lig gee. Goeie werke sal in elke ware gelowige voorkom. Die Here kan niks minder aanvaar as 'n volmaakte karakter, algehele toewyding aan God nie. Enige halfslagtige diens sal voor die hemelse wesens getuig dat u nagelaat het om die voorbeeld te volg. Christus se volgelinge moet meer as net 'n lig tussen die mense wees. Hulle is die lig van die wêreld. Aan almal wat sy naam genoem het, sê Jesus, julle het julle aan my gegee, en ek het julle aan die wêreld gegee om my verteenwoordigers te wees. Soos die Vader my in die wêreld uitgestuur het, sê hy, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Hoewel ons Heiland die groot ligbron is, moet u, o Christen, nie vergeet dat hy deur mense bekend gemaak word nie. Die seëninge van God word deur bemiddeling van mense oorgedra. Heerlike engele, wag om die lig en krag van die hemel deur u oor te dra aan siele wat gereed is om te sterf. As Christus in die hart woon, is dit onmoontlik om die lig van sy teenwoordigheid te verberg. Wanneer die lig van die wêreld verbygaan, word ontberinge voorregte, verwarring word order, skynbare mislukkings word die welslaa en wysheid van God. Lig en lewe word gelyktydig aan ons geskenk.